Ons gaan saam lees uit die skrif uit Johannes 4, die bekende gedeelte waarna ons gereeld die afgelope tyd verwys het. En vandag hier op Getuienis Fokus Sondag wil ons spesifiek hierdie teksgedeelte lees, hierdie aangrypende gebeure, waarin Jesus iets van homself openbaar, wat ons wil gaan deel tot in die donkerste hoeke van die wêreld. Voordat ons dit saam lees, kom ons bid dat die Here dit sal oopbreek. Here, vir al ons ouë lidmate het lank gelede gesing, bring my die ou tyding van God se woord vir my. Vertel my van sy liefde wat sondaars kom bevry. Ek dink sommer weer vanoggend daaraan, Here. En dis my gebed saam met elkeen hier dat hierdie woord van lewe ons opnuut sal dring. Ons sal verander om in u spore van liefde te loop na die donkerste hoeke van hierdie aarde. U roep u gemeente Hartenbos. Dat ons gedring sal word om te vertel hoe God se seun die dood oorwin vir my en hoe ek deur te glo verlossing kan verkry. Kom doen dit asseblief weer, Here, Heilige Gees, deur die ou tyding in ons harte te laat resoneer. Amen. Johannes 4, vanaf vers 4. Hy, Jesus, moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Sommige van julle se vertaling sê die 12 uur die middag. Nou, dit word so uitgewerk. 6 uur van het hulle sedert dagpreek begin reis het, dan bring dit jou by 12 uur in die middag, die warm middaguur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep en Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Waarskynlik sê Johannes dit hier om te sê, anders sou hulle hom gekeer het om verder met hierdie vrou te praat. Sy disippels was reeds weg dorp toe. Die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie. Jesus het daar geantwoord, as jy van die gawe van God geweet het en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, meneer, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en ook sy seuns en sy vee. Jesus het daar geantwoord, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in hom 'n fontein van water word, wat opborrel tot die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie. Hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy sê te reg, 'n man het ek nie. Want jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom wat Christus genoem word, wanneer hy kom sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê vir haar, ek is die een wat met jou praat.
Juist op daardie oomblik het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas, omdat hy besig was om met 'n vrou te praat. Tog het niemand gevra, wat wil hy van haar hê, of waarom praat hy met haar nie. Die vrou het toe haar waterkruik daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie, of hoe? Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe. Intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet iets. Maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels vra toe onder mekaar, iemand het tog nie vir hom iets te ete gebring nie? En Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Sê julle dan nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Waarlik, ek sê vir julle, kyk op en aanskou die lande, hulle staan reeds wit vir die oes. Hy wat oes, ontvang sy loon en samel die oes in vir die ewige lewe, sodat die een wat saai en die een wat oes saam bly kan wees. Want in hierdie opsig is die gesegde waar, die een saai en die ander maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te samel waarvoor julle nie geswoeg het nie. Ander het geswoeg en julle het voordeel getrek uit hulle harde arbeid. Baie van die Samaritane uit daardie dorp het in hom geglo op grond van die woord van die vrou wat getuig het, hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly en hy het 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle het op grond van sy woorde tot geloof gekom en vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het homself gehoor en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Tot sover. Hy, Jesus, moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. 2 woorde trek my aandag hier. Samaria en fontein. Wie van julle verkies kort paaie soos ek? Kies om die kort pad te ry of te loop, al is dit die moeiliker pad. Die kortste pad, die mees direkte roete na Galilea van Judea, was deur Samaria. En tog weet ons nou al teen die tyd sou 'n goeie Jood liewer so ompad loop as die direkte pad deur Samaria. Net gou kortliks weer die agtergrond om dit lekker te verstaan. Die bad vibes tussen die Samaritane en die Jode gaan so ver as 450 voor Christus. In hierdie stadium al 'n halwe millennium en dit was nog steeds net so erg, so bitter soos toe. Ek sê, kyk, as jy gedink het, die boere en Engelse het gevoelens gehad teenoor mekaar na die Anglo-Boereoorlog, nê? Na 100 jaar. Hierdie mense het dit nog erger gehad. Geen ooghare gehad vir mekaar nie. Daar was verskeie redes. Vir een was die Samaritane volgens die Jode onsuiwer Jode. Kyk, want toe dit nou ballingskap was, het daar 'n paar Jode agtergebly en van hulle het ondertrou met die omringende volke. En volgens die Joodse wette was dit 'n onvergeeflike sonde. Dit was die Samaritane. 'n Mens kan nou dink dat Jesus juis hier is in Samaria en met sy teenwoordigheid om hierdie haat, hierdie grense tussen Jode en Samaritane af te breek. Nog iets vir die rede, toe Nehemia die tempel in Jerusalem teen 450 voor Christus begin om dit te herbou, toe kom die Samaritane en hulle bied hulle hulp aan, baie ywerig. Maar die ander Jode wat terugkeer weier, sê nee, julle kan nie, dit gaan maak dat ons tempel onrein is. Ons wil nie julle hulp hê nie. En die Samaritane wat self toegewyde Jode was, sê toe wel, as dit is hoe julle voel, dan bou ons eie tempel. En so gesê, so gedaan, en hulle bou hulle tempel daar op die berg Gerizim, wat 'n Joodse generaal toe later afgebrand het.
Kyk, die Joodse manne is moeilike manne. Maar Jesus het gekom om hierdie soort struikelblokke af te breek. Daarom sit hy hierdie dag in die middel van die dag, in die hitte van die dag, by Sigar se waterput. 'n Put trek mense. Dit is amper soos 'n hedendaagse mall of 'n coffee shop. Mense kom daar by mekaar. En Jesus sê eintlik daarmee, ek is soos 'n waterput wat mense na God toe trek. Vers 7, daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep. En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Ek hoor ander dag van die seentjie wat, hy gaan vir die eerste keer skool toe in die aand voor hy gaan slaap, knielyn, sy mamma hy bid, hy's baie bewus daar, baie kinders gaan wees, anders as die klein skooltjie waarvan hy nou deel was, gaan daar baie kinders wees in die groot skool. En hy bid toe, soos u weet Jesus, liewe Jesus, maandag is die eerste dag van skool, u moet asseblief nie vir my uit die oog verloor nie, so tussen al die ander kinders nie. Amen. En toe hy so opstaan, toe onthou hy iets, en hy besef, hy moet dit ook vra vir die Here. Hy sê, Here, o ja, ek sal die een wees met die ronde brilletjie en die rooi pet op. Net sê die seentjie, die Samaritaanse vrou ook iemand nodig gehad wat haar raak sien. Voor tog sy het haar uitsig op haar eie lewe verloor. Sy was doodseker dat God haar ook nie meer raak sien nie. Jy sien, vrouens het destyds die gewoonte gehad om teen sononder of teen sonopkoms die koelste tye van die dag te kom water skep. En dan het hulle sommer maar soos vroue ook maak, lekker gekuier. Nee? Maar hierdie vrou het dit vir my. Sy kom skep water in die hitte van die dag, wanneer niemand anders dit in die son, warm son sou waag nie. Sy het waarskynlik 'n slegte reputasie gehad, en daarom het die dorpenaars haar nie net vir my nie, maar openlik verstoot. Ons lees later dat sy al reeds 5 keer getroud was. Nou, hoewel dit nie deur die wet van Moses verbied word om soveel keer te trou nie, was dit wel teen die Joodse leermeesters se uitleg van die wet dat jy meer as 2 keer trou. En 'n vrou wat dus 5 keer getroud was en nou ingewoon het by die 6de man, moes dan baie sedeloos gewees het in die oë van die Joodse en die Samaritaanse gemeenskap. Maar die fokus is eintlik hier op Jesus. In Sigar sien ons hoe Jesus die grense kom afbreek tussen man en vrou, en rein en onrein Jood en Samaritaan, deur te praat met 'n Samaritaanse vrou met 'n slegte reputasie in die openbaar. Ons sien die disippels se reaksie daar in vers 27. Half geskok stil. Jesus, wat self alleen is, oortree 'n hele klomp Joodse godsdienstige en sosiale reëls deur dit te vra wat hy van hierdie vrou vra. En 'n Samaritaanse vrou, soos alle nie-Joodse vroue, was in 'n voortdurende toestand van rituele onreinheid. En ongeag haar etnisiteit, was mans oor die algemeen nie veronderstel om teologiese kwessies met vroue te bespreek nie. Van daardie vrou se verbasing. Weet hy nie met wie hy praat nie? Hoe kan hy dit waag? Het Jesus dan nie geweet dat selfs haar waterkruik deur sy mede-Jode as onrein beskou word nie? En dan sien ons weer iets van God se grenslose genade en liefde. Vers 10, Jesus antwoord, as jy van die gawe van God geweet het en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, dan sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Lewende water. Dit sou waarskynlik verstaan word in hierdie konteks as lopende water, water wat by 'n fontein uitborrel. Of dalk sou 'n geoefende oor 'n verwysing hier hoor na Jeremia 2 vers 13, waar God het betree dat sy volk die fonteine van lewende water verlaat het. Hy God, die fontein van lewende water.
Of Jesaja 12 vers 3, waar die profeet die vreugde visualiseer, waarmee mense in die laaste dae sou skep uit die fonteine van verlossing. Die dae wanneer die Messias opgedaag het. En 'n interessante gesprek volg oor water. Nog interessanter as al die gesprekke wat ek die laaste tyd gehoor het oor droogte en water. As Jesus praat van lewende water, dan dink die Samaritaanse vrou, nou soos ek gesê het, heel waarskynlik hy verwys na lopende water. En sy wonder hoe Jesus nou so iets in die hande sou kry, want daar's nie 'n lopende stroom naby nie. Maar Jesus weet natuurlik, sy dors na God, sy dors na God se verlossing en sy liefde. En hy kan vir haar van hierdie hemelse water gee. Genade wat sal sorg dat sy elke dag weet, God sien my raak, hy gee om vir my, hy is lief vir my. Dalk ook net so terloops, in die rabbynse denke is die voorsiening van water geassosieer met die koms van die Messias. Water gee lewe. Die betekenis van die Messias se koms, hy kom gee lewe. En dit is so interessant, julle kan gaan kyk, gaan lees gerus die boek Johannes, die evangelieboek, brief van Johannes, so. Jesus word telkens eksplisiet geïdentifiseer as God wat lewe gee. Johannes 3 vers 16, Johannes 5 vers 26, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat hoor sal lewe, want soos die Vader lewe in homself het, so het hy dit ook aan die Seun gegee om lewe in homself te hê. Bekende vers Johannes 6 vers 47, dit verseker julle, wie in my glo, sal die ewige lewe hê. Nog hoofstukke wat verder, Johannes 7 vers 37 tot 39, nooi Jesus almal wat dors het uit, om van die lewende water te kom drink. En dan verwys hy hier na die Heilige Gees, wat uitgestort sou word. Jesus, die bron van lewende water, gee lewe deur sy Gees. Hy is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie, vers 12. Hy wat die put aan ons gegee het en self daai gedrink het. Die vrou weet dit nog nie. Maar inderdaad is Jesus baie belangriker en groter as haar voorvader. Sy verwag 'n duidelike nee antwoord. So Samaritane sowel as Jode het die groot patriarge Abraham en Isak en Jakob baie hoog aangeslaan. En hierdie vrou kan nie dink dat enige iemand so vermetel sal wees om te beweer dat hy beter of groter as Jakob is nie. Haar vraag is dus bedoel om Jesus te dwing om sy minderwaardigheid te erken teenoor Jakob en die minderwaardigheid van sy lewende water teenoor die water van Jakob se put. Vers 15, nee, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie. Dis duidelik, sy mis die punt heeltemal. Vra slegs vir die ekwivalent van 'n kraan in die kombuis. Sy verstaan nie wat Jesus aanbied nie, maar wil dit nietemin hê. En dan gebruik Jesus die geleentheid, gryp hy dit aan, om iets in hierdie vrou se lewe uit te sorteer. 'n Sure plek, 'n verkeerde plek as jy wil. Hierdie een plek was haar verhoudingslewe oor ons. Sy het die een verhouding na die ander gehad, destruktiewe verhouding, en baie seer, en was dit die hoeveelste keer verwerping moes beleef. En ek kan net dink, 'n gevoel van minderwaardigheid soos min. Verwerping. En dit Jesus se gesprek, hoor 'n mens, leer ons 'n belangrike ding, Jesus volgelinge kan nie 'n blinde oog gooi vir die verkeerde dinge nie. Maar moet dit eerder soos Jesus probeer aanspreek in liefde, sodat daar verandering, genesing kan plaasvind. Net 'n ware vriend sê vir jou as jou gesig vuil is, of as so 'n stukkie blaarslaai tussen jou voortande sit, nee. Dink so 'n bietjie aan dinge wat jy weet verkeerd is, dalk in jou eie lewe. Hoe kan jy dit met Jesus se liefde aanspreek, sodat Jesus se lewende water weer daardeur kan vloei?
Mag ek en jy die moed hê om dinge raak te sien en dit aan te spreek as dit verkeerd is. Maar mag ons ook terselfdertyd oop wees wanneer iemand ons in liefde teregwys. Vers 20. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. Vers 25. Die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jesus sê vir haar, ek is. Ek is die een wat nou met jou praat. Ja, wat sê Jesus? Daar het by die vrou 'n liggie opgegaan, toe Jesus die koneksie maak tussen homself en lewende water. In een oomblik besef sy dat dit die Messias is wat hier voor haar staan. Hy het haar dan immers ten spyte van wat hy van haar geweet het, steeds lief gehad, aanvaar, gerespekteer, omgegee vir haar. Anthony de Mello skryf hieroor, dan sê hy, ek identifiseer so met die Samaritaanse vrou. En hy skryf, hy sê, ek was vir jare lank 'n neurotiese persoon. Ek was angstig en depressief en selfsugtig en almal, insluitende my vrou, het my gesê, jy moet verander. Maar ek kon net nie verander nie. Al het ek hoe hard probeer. Ek het magteloos en vasgevang gevoel. Maar op 'n dag toe sê my vrou vir my, ek het jou lief net soos jy is. Hy sê dit was musiek in my ore. Ek het jou lief net soos jy is. En toe ontspan ek. En ek begin lewe. En ek begin verander. Nou weet ek dat ek nie regtig kon verander nie, totdat ek iemand gevind het wat my sou lief hê of ek nou verander of nie. Het Jesus vir ons die wêreld so lief? Johannes beamoed dit wat hy reeds in Johannes 3 vers 16 oor God of oor Jesus geproklameer het. Julle weet wat staan in Johannes 3 vers 16, nê? God het die wêreld so lief gehad. En die verhaal van die Samaritaanse vrou weergalm sy klipharde ja. Jesus het haar en vir my en jou so lief. Is dit dalk iemand wat jy ken wat sulke liefde van jou kant af nodig het? Net soos wat Jesus vir hierdie Samaritaanse vrou gegee het. In een van sy laaste liedjies sing Freddie Mercury, die hoofsanger van die groep Queen, sing hy die vraag, weet enige iemand waarvoor ons leef? Hy het dit nou in Engels gesing. Does anybody know what we are living for? Ten spyte daarvan dat hy 'n enorme fortuin gemaak het en ek wil sê miljoene aanhangers gehad het Freddie Mercury in 'n onderhoud kort voor sy dood in 1991, toe sê hy die volgende, erken hy dat hy 'n desperaat eensame mens is. Hy sê 'n mens gaan alles in die wêreld hê en steeds die eensaamste mens wees, en dit is die bitterste soort eensaamheid. Sukses het vir my wêreldwye verering en miljoene ponde gebring, maar dit het my verhinder om die een ding te hê wat ons almal nodig het. 'n liefdevolle verhouding, volgehoue verhouding. En ek en jy weet, daar's slegs een verhouding wat volkome liefdevol en blywend is en waarvoor ons geskep is. Sonder daardie verhouding, sonder daardie lewende water, sal daar altyd 'n dors wees. Sal daar altyd 'n diep gevoel van alleenheid wees. 'n Gebrek aan uiteindelike betekenis en doel. Jesus volgelinge moet natuurlik na ander uitreik soos Jesus na hierdie Samaritaanse vrou uitgereik het. Hy wat nie gewag het nie, wat die inisiatief geneem het. Dis die wonderlike van Jesus se liefde, wat ek en jy as 'n Jesus volgeling het. Ons het hierdie liefde. Dit reik uit na mense met God se liefde. Jesus se volgelinge het lief, ongeag of 'n persoon verander of nie. Onvoorwaardelike liefde. En een kollega het my ook die afgelope week gehelp, toe ek vir hom sê, man, hier, help my 'n bietjie, ek weet nie lekker hoe om hierdie teks nie te maak nie. Help my met 'n paar geloofsgewoontes. Toe dink ons aan die volgende. Wat kan ek doen? Wat kan ek doen? So eenvoudig. Die eerste een is nooi.
soos God. God is 'n uitnoeiende God. Nooi. Dis die maklikste ding om te doen. Nooi mense saam. Nooi mense na die kerk of aktiwiteite, die kerkbazaar. Nooi hulle. Daar's geen weerstand teen opregte warm liefde nie. Nooi mense saam. Die eerste ding wat kan gebeur is dat hulle nee sê, nê. En nou lees ek navorsing van die George Barna Instituut het gewys dat reg oor die wêreld meer mense ja sal sê indien hulle genooi word as nee. Jy het meer as 50% kans op sukses. Die gemeente kom saam op verskillende maniere om die lewende water, die goeie nuus van Jesus en sy liefde te deel en te leef. Nooi net mense saam. Die tweede ene. Wees bewus daarvan dat jy 'n walking, talking ambassadeur vir Jesus is. Skyn Jesus se lig, dit is ons lese, dit is ons roeping, nê. Nee. Waarom dink mense indien hulle dink aan die kerk, aan hierdie gemeente? Hulle dink nie aan die dominee of aan die kerkraad nie, hulle dink aan jou. Hulle sien jou gesig, jy wat langs hulle bly. Jy verteenwoordig die kerk. Jy is die beeld. Mense kyk hoe jy die lewe geniet en dit waardeer en wat jy doen met jou swaar kry. Hoe hanteer jy twyfel? Hoe sê jy jammer? Hoe vergewe jy wanneer iemand iets teen jou gedoen het? Jy is die beeld. Verbeeld Jesus. Die derde een is vertel. Ons is by al die verwoorde, onthou julle met 'n stilte tyd, nê. Vertel, getuig. Getuig van God se genade in jou lewe. Jesus, man, die Here was alweer goed vir my. Alweer? Ja, hy was alweer goed vir my. Ja, kyk my gesondheid. Dankie. Getuig van sy voorsiening, sy sorg. Getuig. Ons voel en dink baie keer my geloof is te persoonlik om te deel. Ja, daar's 'n persoonlike komponent aan jou geloof, maar dis nie privaat nie. En dalk wil die Here hierdie storie van jou gebruik om iemand net nader te trek na hom. Deel jou storie. En hiermee saam gee regtig om vir mense wat jou pad kruis. Kies om hulle lief te hê. Kies, dis 'n keuse, nê. Kies. En ja, bid die Here. Ons gesels Vrydag aand by ons gebedsbijeenkoms daaroor. Bid die Here dat hy jou sal liefmaak vir jou vyande. Die ouens vir wie dit nou nie maklik is om lief te hê nie. Bid dat die Here jou sal help om hulle lief te hê. Want people don't care how much you know until they know how much you care. Nee, skien nou slagspreek, nee. People don't care how much you know en wat jy met hulle wil deel until they know how much you care. Gee om. Die vierde ding. Ons gesprek het eintlik hier by begin, toe ons nou gesels oor verlede week se belydenisaflegging. En collega Johan herinner my aan die beeld wat hom elke keer opval as hy hier lees. Petrus se belydenis was mos nou, U is die Christus, die seun van die lewende God. En dan antwoord Jesus en sê, ja, op hierdie belydenis sal ek my kerk bou. God is die heeltyd aan die bou. Hy bou sy koninkryk. God is voortdurend besig en dit vra opofferinge van my en jou. Alles vra opofferinge. Liefde is bou. Vra van my en jou ons tyd, ons gawes, ons beursie, nê. Irwin McManus het by geleentheid gesê, if you are moved by love, sacrifice is what happens. If you are moved by love, sacrifice is what happens. Bou. Nooi. Verbeeld Jesus se voorbeeld, sy liefde. Vertel daarvan, nê? Getuig daarvan. En bou. Offer. Vers 27. Juist op daardie oomblik het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas omdat hy besig was om met 'n vrou te praat. Tog het niemand gevra wat wil hy van haar hê of waarom praat hy met haar nie. Die vrou toe aan waterkruik net daar gelos, na die dorp gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, hier's 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Hierdie man is tog nie die Christus nie of hoe. Hulle het uit die dorp gegaan en was op pad na hom toe.
Ja, wat hierdie vrou ontdek het daardie dag is dat hier iemand is wat my soos 'n oop boek lees en my ten spyte daarvan liefhet. En dis waarom sy die eerste persoon wat sy teekom gryp en uit asem aankondig. Ek het nou net met 'n man gepraat wat alles van my weet en wat nog steeds lief is vir my. Daarom kon sy die lewende water se bron Jesus nie vir haarself hou nie. Sy moes dit gaan deel met die ander in die dorp. Onthou nou wat ook nie te danig was oor haar nie. Dit kon nie te maklik gewees het nie. Hulle was nou nie so erg oor hierdie vrou nie, maar sy kon nie anders as om dit te deel met hulle nie. So opgewonde was sy oor wat sy ontdek het en beleef het in Jesus, dat sy al waterkruik net daar gelos het en die dorp ingehardloop het. Sy het die groot ek is ontmoet, wat, julle het dit ook opgemerk in die episode, dit is van die mees aangrypende wanneer Jesus vir haar sê, I came to Samaria for you. Julle het dit ook raak gehoor. Ek het veral Samaria toe gekom vir jou. Die groot ek is. Vers 26. Ek is die een wat met jou praat. Ek is, Grieks, ego eimi. Die eerste van die groot ek is uitsprake van Jesus, waar Jesus homself as Here, as God openbaar. Ja, Jesus trek 'n baie duidelike verband tussen hom en God se selfidentifikasie aan Moses daar in Eksodus 3 vers 14. Ek is my naam. Dis ewig my naam. Ek is. Jesus sê dit hier. En hierdie ek is genadig, selfs teenoor 'n verstote Samaritaanse vrou met 'n swak, slegte reputasie. Hy is lewende water. En dit moet net gedeel word. Dit moet net gedeel word. Ek lees van die motormaatskappy Volvo. Nou, ek het altyd die motor begeer en sê my pa, jy kan dit nie bekostig nie, man, jy kan dit nie bekostig om dit onderhou nie. So as eendag van julle dalk julle Volvo vir my op persent wil gee, kan julle maar Volvo, nee. Hulle sê Volvo was die motormaatskappy wat die veiligheidsgordel ontwerp het. En toe hulle dit nou gedoen het, toe wonder almal agterna, hoekom patenteer julle dit nie, sodat niemand anders dit kopie nie? Dink net hoe groot en ryk sou hierdie maatskappy vandag gewees het, want elke motor moet 'n veiligheidsgordel hê, nê? As julle dit gepatenteer het, maar hulle sê toe, die groot manne daar by Volvo sê toe, in die lewe is daar sekere goed wat net te belangrik is om dit nie te deel nie. Ek gaan koop sommer nou 'n Volvo. Die Samaritaanse vrou kon Jesus nie vir haarself hou nie. Jy en ek ook nie. Met haar uitroep vers 29 sê sy eintlik, kyk wat het hy vir my gedoen. Hy het my raak gesien. En op grond van haar veranderde lewe, mense kon dit sien, het mense begeerte gehad om Jesus te ontmoet, om na hom toe te kom. Kon hulle ook hulle lewens vir Jesus gee. Want niks praat mos harder as jou lewe nie. Ek lei nou hiermee af. Max Lucado skryf hieroor, as hy die verhaal soos volg saamvat, hy sê, Sigar kom toe tot bekering. Sigar, die hele dorp. Sonder die daarstelling van 'n interkulturele sendingkomitee, sonder geleerde studiestukke oor die problematiek van sending in agtergeblewe gemeenskappe. Die mense van Sigar bely, ons glo, want ons het self na hom geluister. En ons weet nou, dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Gaan highlight dit in jou Bybel. Ons weet nou, dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Jy sien al wat nodig was. Al wat nodig was een vrou met baie foute en 'n swak reputasie, maar die moed om te doen waartoe die Gees van die Here haar gedring het. Amen. Here, ons kom bid dat U tog weer moet doen wat U die beste doen, om doodgewone dinge en mense te neem en goddelike doelwitte daarmee te bereik. Om weer eens die staf te neem en die see te kloof, om spoelklippies te neem en die Goliate om ons neer te val.
om water te neem en fonkelende wyn te maak, om 'n boerseun se middagete te neem en 'n menigte kos te gee, om modder te neem en sig te herstel, om 3 lang spykers en 'n houtbalk te neem en die man daarin die hoop van die mensdom te maak, om 'n verstote vrou of man te neem en hom of haar 'n sendeling te maak. Doen asseblief wat u die beste doen, Here, en doen dit asseblief ook deur u kinders hier in Hartenbos. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied uit ons liedboek, lied 488. Dit verwoord iets van ons roeping. Kom ons sing die eerste en die 4de, 5de vers staande, en dan bly jy staan vir die seënbede. Die wil van God sal jou nooit neem waar die genade van God jou nie kan bewaar nie, of waar die arms van God jou nie kan dra nie, waar die rykdomme van God nie aan al jou behoeftes kan voorsien nie, en waar die krag van God jou nie kan toerus om die lewende water te bring aan 'n dors wêreld nie. Amen.